Hierdie manifestasie wat ek nou doen, gaan ons nog 'n keer doen. Ek wil sommer nou sê, my nommer is op die skerm as jy my wil uitnooi. Ek en die man in Khoisan gewaad. Nou wat is Khoisan gewaad? In die klere, tradisionele klere wat hulle dra. Hy gaan nou net 'n skipends, het ons gesê, gaan ek vir hom aantrek, want ons is nou Christene, ons kan nou nie laat hy hier in Joburg se kerke afklim, so met kalboude nie, verstaan? So ons gaan hom so 'n bietjie opdres, maar hy gaan sy pyl en boog hê alles. Ek weet nog nie my imitsie, maar ek dink ek gaan 'n krokodilband hier, ek weet nog nie. Maar dit gaan iets wees van die kooi en die, dit klink nou na Robbie Wessel se liedjie, die kooi en die boer of wat ook al, ons weet nog nie. Ons is nog besig. Yes, struis. Maar okay, ek dink ons kan hom, ek sal net vir Robbie 'n bietjie vra. Maar in elk geval, ons wil rondry. Nou, ons het agtergekom, jy moet attraction maak partykeer. Jy moet iets doen dat mense kom luister. So ek dink as ek en hy op 'n plakkaat staan, hy en sy pyl en boog, ek miskien met my 303 of wat ook al, ek weet nie of dit daar sal wees nie, sal mense kom. Ons idee is om rasisme pak te gee. Dit is ons hoofidee, maar daarna mense na God toe te lei. Maar wat ek wil vanoggend doen, en wat ek glo die Heilige Gees nou vir my gesê, ons staan in die Noord-Kaap, ons noem onsself die Groen Kalahari, so ons is die punt van die Kalahari. Ons gaan hierdie nog op 'n duin gaan doen, wat ek nou gaan doen, alles. My jaartalle kan nou verkeerd wees, en ek sien die mense stry ook oor die jaartalle. Maar tot en met 27, ek sê weer, my jaartalle kan verkeerd wees, ek sal in die toekoms meer met ander jaartalle kom. 1927 in Suid-Afrika en 1932 in Namibië. Tot dan was daar permitte op Appington, 90 km van ons af, uitgereik. Dat jy kan 1 gensbok, 3 springbokke, die 1 permit wat onder my aandag was, ek het hom, die foto, was daardie jaar 400 Bushman women. Khoi vrouens wat geskiet kan word vir daardie jaar. Hoor gou mense, ek voel ons moet dit adresseer. Daar's mense wat vir my sê, jy wil nou weer rasisme opwek. Jy wil nou weer moeilikheid maak. Nee. Ek wil, as dit nog in jou mind rasisme is, wil ek moeilikheid in jou kop maak, ja. Ek wil dit afbreek in Jesus naam. Gaan ek die wit geslag net skuld gee? Nee. Die ou wat nou loop en nie gebore is in daai tyd en dit nie gedoen het, het mos nou niks met dit te doen. So hoor my nou mooi. Maar dis nie waar het stop nie. Dis hoekom ek vir Frans en vir hom daar. En vaar, daar's vandag weer rasisme, dat sy nie 'n job kan gaan kry nie. Vanoggend kyk ek in die rapport, 'n wit springbok, en ons gaan 'n bietjie nou by die kleer praat, wat sy medalje moet verkoop, want hy is nou te oud, en hy kan nie werk kry nie, hy's wit. Ek wil tog ook net sê, hou op in 'n hoekie sit, en soos hy vanoggend sê, change jou omstandighede. En hou op kla, en vat die government se omstandighede op jou. My God sal voorsien, as jy jou omstandighede wil change. Maar, so wat ek wil praat, hier sal baie op verhoog gestaan, ek self het al gesê, ek is nou keelvol. Om op 'n verhoog te staan en elke keer vra die rasse mekaar om verskoning. Dit is nie wat vir my die gewone rasisme is nie. Miskien het iemand dit al verbreek. Ek het tot 'n prentjie gesien, en ek sal weer 'n volledige ding daaroor gee, waar mense uit Suid-Afrika gevat is ander rasse, en dan in België, ek dink is België, ek sal my opskerp met alles, in hokke gesit is, en dan is hulle gekyk en 'n bespotting van gemaak. Nou ek is 'n African, ek is 'n Afrikaner. Ek weet nie as ek 'n Afrikaner, is dit ons spreekwoord nie, maar my Afrikaner sluit in swart, wit, bruin, Indiër. Ek is in Afrika gebore.
en ek kom uit Afrika uit. En daarom sal ek vir die Zulu opstaan, vir die Xhosa opstaan, vir die Bruinman opstaan, ek sal vir die Khoi opstaan, ek sal vir Tswana opstaan, en ek sal vir die wit mens opstaan. Dan kyk my Facebook deur. As 'n wit mens te nagekom word, staan ek op. En dit is vir my bitterlik snaaks, en al die swartes en bruines wat luister, moet luister. Wat kyk? Wanneer ek vir my wit mense opstaan, dan sê hulle, ek doen nou rasisme. Strooi man, ek mag vir my wit mense opstaan, of vir my rooi mense. Maar ek mag ook opstaan vir hom, en ek mag opstaan vir hom, en ek het nou die dag gesê, ek het 'n probleem met kleerlingmense, en swart mense wat sê hulle is Christene, en hulle staan nie op vir die wit mense se situasie nou nie. Ek het 'n probleem met jou. As jy nog ry voor 1994, jou omstandighede is nou anderster, daar was wit mense wat vir julle geveg het. En daarom moet julle vir ons ook veg, nie in die vlees nie. Ek wil nie preek vandag hieroor, ek wil net vanoggend om afbreek in Jesus naam. En ek gaan hom om verskoning vra as 'n gebaar wat ons gedoen het. Sê ek wat dit gedoen het, he? En ek vra asseblief elke Khoi mens wat in die vlees gaan en sê, ja, julle het ons doodgemaak, kom by. En raak groot, jy was nie eers daai tyd gelewe nie. So, kom reg. Maar dit wat gebeur met die Khoi mense, ek glo ons, naby Appington, moet vergifnis kry, voor God. En dan sê God, bely mekaar julle misdade. So ek wil net 'n gebed vanoggend doen. Vader, ek kom vanoggend in die naam Jesus Christus, en ek vra oor my voorgeslag of verskoning. Ek weet nie wie hulle was nie, en wat hulle alles gedoen het nie. Ek vra vergifnis, omdat hulle die Khoi mense, daartyd genoem Bushman people, doodgemaak het. Here, dis na u beeld is hulle ook geskape, en ons het nie die reg om hand aan hulle te geslaan het nie. So ek vra u om verskoning in Jesus naam. Amen. En nou vra ek net as 'n simbool vir jou om verskoning in Jesus naam. Hierdie beteken nie, jy moet nou beginne toi en goed oor hierdie gemorsie. Jy moet dit aflê. Ons gaan beweeg. Ons kan nie his presence sê as die bloed nog uitroep nie. Van die Khoi hierdie. Ons kan nie his presence sê as die abortus uitroep nie. Maar vandag wil ek nou ook gaan na die wit mense toe. En ek wil hulle ook om verskoning vra vandag, wat hierdie huidige kommunistiese, sosialistiese regering aan hulle doen, en ook die DA, die liberales aan hulle doen. En ek wil die wit mense van Suid-Afrika, want dit is vir so 'n oortreding as ons dit doen. As jy sien dit is 'n oortreding, loop speel op 'n ander plek. Jy het nie die reg om enige mens wat in Afrika gebore is en in Suid-Afrika gebore is, dat hy nie mag werk kry nie, omdat 'n ander mens moet die werk bo hom kry, oor ras nie. Oor skills enige tyd, maar nie oor ras nie. En daarom kom verbreek ek vanoggend ook dit wat hierdie government op ons as wit mense doen. En ek sê vir die wit mense ook, hou op met jou sitkamer praatjies en begin 'n lewe spreek. In Jesus naam. Hou op sê, my kind sal mos nie werk kry nie. Nee, jou kind sal werk kry as jy in Christus bly en jy spreek dit in Jesus naam. Hou op bid vir jou kind vir hin werkie. En begin bid vir jou kind vir die werk wat God hom bestempel het voor die grondlegging van die wêreld. So, ek kom en ek vra die wit mense om verskoning vir wat hulle aan ons gedoen het in Jesus naam. In Jesus naam. En nou kom ek sommer, al die rasse is hier verteenwoordig, en ons vra alle rasse in Suid-Afrika om verskoning, oor ons uitsprake in sitkamers. Die H-woord, die K-woord en die boer. As jy sê jy's 'n boer, jy boer. Ek sê altyd op my Facebook, swart, wit, bruin, Indiër boere, ek is vir julle. Maar as jy sê jou boer, kyk die mense is mos deesdae die term, ek weet nie hoe hulle in 'n hof daai term is uitwerk. Stop rasisme na alle kante toe. In Jesus naam. Weet julle wat? Ek wil nou vir Christus 'n voorbeeld gebruik. Kom ons begin
lustig en hy het humor. Hy kan grappe maak met alle colors. En almal lag oor. Kom ons kry ook humor en hou op met lang gesigte loop. Ek praat nie loop 'n spot nie. Hoor jy my woord? Nie spot met iemand met 'n ander kleur nie. Jy is nie beter nie. Toe Ruben vanoggend getuig. Ek kan nie eers hele relate nie, maar ek het ook die krag gehad, ek het 'n buite toilet gehad, maar ek het 'n steenhuis gehad, ek is bietjie beter as jy. Jy het 'n riethuis gehad met modder, ek het 'n bietjie steenhuis gehad. Verstaan jy? Maar hoor gou mooi. En snaaks, ek het nooit warm gekry nie. Ons het 'n weier gehad, niks warm gekry. Ek weet nie hoe kry nou warm nie, maar okay, dit daar gelaat. So ek wil vir jou sê, dit moet jy eendag kom praat. Daai moet jy by mense in. Jou omstandighede om in 'n riethuis te gebly het. Maar jy het in die Olimpiese spele beland. Prys die Here. Wat se omstandigheid het jy? Waar bly jou pa en ma? Ek sluit af met hierdie. Ek sê dit nog altyd en ek het dit op my raadvergaderings gesê. Ons like om in 'n sitkamer te sit as ons lekker bederf is met klomp karre en klomp kos. My kind is 'n matriek en hy doen dan goed. En dan is daar 'n ander kleurige kom staan wat goed gedoen het in matriek, wat baie keer in 'n shanty, terwyl dit drup en koud is en dit drup en sy matriekeksamen skryf by 'n lamplig. Julle moet hierdie goed hoor, ek sit my in daai mense se posisie. Ek het gaan staan en kyk as hulle die toilet emmers uitdra. Ek het my in 'n posisie gaan sit. Want as jy te grand groot geraak het, niks fout nie, jy mag grand groot raak. Niks fout daarmee nie. Maar dan moet jy nie neerkyk op ander mense nie. So ek wil net vandag sê, is daar swartes wat ons irriteer? Menigte! Plaasmoorde, goed. As ek hom vang by 'n plaasmoord, sny ek persoonlik sy keel af. In Jesus naam. Ek sê dit. Maar gaan ek sy keel afsny omdat hy swart is? Nee, vang ek die wit een daar, dan doen ek dieselfde. Hulle irriteer my. Maar hoor gou mooi, dis nie swart nie. Die wit mense irriteer haar 'n klomp my. Yes! Klomp wit mense wat van die pad af is. Klomp Tswanas wat van die pad af is. Maar van elke ras is daar 'n groep wat op die pad is. En kom ons gather saam. En kom ons wees vriendelik met mekaar. En kom ons gee om vir mekaar. In Jesus naam. Mag dit vir jou iets beteken. En jy wat nog sit, voor die TV sit aangaan. My nommer is op die skerm, bel. Hou op jou kinders en jou vrou te kere gaan. Bel en nou gesels ons lekker daaroor. Asseblief. Want partykeer kort hier net iets hierso, wat nie oopgaan nie. Jy's nog op 'n swart en wit TV. Jy moet miskien by die moderne, het ons al kleur TV's. Ons sluit af met dit. Vertel vir ons. Hou hom daar, vertel. Okay, eendag was 3 manne by die barbershop, 'n kalle tou, 'n wit tou en 'n swart tou. Nou die wit ou gaan eers, hy sê, "Barber, please skeer my 'n TV, kan jy sien hy haar wat jy so boos dik en die onder is plat afgeskeer." En die barber sê, "Okay, sit," en hy skeer hom TV, hy sê, R10 gaan jy. En dan kom die swart ou, "Please, Barber, you can cut me also a TV haircut." Hy sê, "My TV haircut," hy sê, "R10 gaan jy." Toe kom die kalle ou, "Please, Barber, skeer ook asseblief ook 'n TV haircut, soos daai man, is so mooi." Hy sê, TV haircut, hy sê R20 gaan jy. Hy kyk die barber en vra die barber, "Barber, hoekom R20?" Hy sê, "Hy's 'n wit en swart TV en jy's 'n kalle TV." Okay, die Here seën. Okay.